Goeiemôre. Ek wil nou net kyk. My eie familie is laat vir kerk. Dis nou 'n skande, né? O, ek het nogal gesien daai kar wat daar afgery het. Ja, dis nogal sleg. Amper laat julle my nou skrik. Nou moet ek eers vra wat is die kar se maak? Geliefdes, ek wil vir jou vra, het jy 'n blaar gekry toe jy ingekom het? OK, as jy nie 'n blaar gekry het nie, moet jy iewers tussen die lofprysing en na die lofprysing net sorg dat jy 'n blaar in jou hande het. Ek gaan nou vir jou 'n bietjie meer verduidelik hoekom. Maar dankie dat jy vanoggend hier is. Dankie dat jy op die 1 Junie, die laaste maand in die eerste deel van die jaar, vanoggend by ons kom sit. En ek hoop dat jou verwagting ook vanoggend is om die Here te ontmoet. Want as dit ons verwagting is, sal ons nooit teleurgestel word nie. Ek wil vinnig net vir julle terugvoering gee. Ek en Gerda en Mariana en 'n klomp van die ander dames het so mooi hierdie week net aan die Susan gekyk, net aan die San gekyk met oom Neville wat in die hospitaal was. Hy is toe nou donderdag ontslaan, Gerda nie. Gister ontslaan. Hy's gister ontslaan, terug by die huis. Dit gaan maar nie goed met sy gesondheid nie. Ons kan aanhou bid vir hom en vir Tannie San. Nou as enige van julle die voorreg het om daai twee mensies te ken, sal julle weet hulle is Vinkel en Koljander. Nee. Waar die een gaan die ander. En dit is so mooi om te sien dat hulle selfs in die hospitaal ons vir hulle moet vra, hou nou op sodat ons kan ry. Die suster staan al hier en julle koerkoer nog. So asseblief bid maar vir hulle vir ondersteuning, vir wysheid, vir die regte keuses maak. Die van julle wat al iemand deur so 'n siekbed gedra het en bygestaan het, sal weet wat se moeilike keuses daar is. So dink maar aan hulle en al die ander, al ons geloofsfamilielede wat op die gebedslysie is, selfs die wat net sniffels het. Ek sien daar's weer 'n lekker kiem in die omgang, so beskerm julleself. Dan gaan ons eers staan en ons stem warm maak, ons hart warm maak en ons gees oopmaak om God se woord te ontvang. Kom ons staan.
Nou is die deel waar jy jou blaar vir my moet uithaal. Vandag is biddag vir ekologie. Die sinode, die algemene sinode het 'n taakspan wat jaarliks bymekaar kom en praat oor die groot kwessies in die samelewing en dan kies hulle deur die jaar 'n Sondag wat ons spesifiek bid vir daardie kwessies. En vandag is biddag vir ekologie. So vanoggend gaan ons die fotum en die seëngroet so 'n klein bietjie anders doen as wat ons altyd dit doen. Ons gaan 'n stil moment gebruik. Ek gaan vir jou 'n geleentheid gee wat jy net na hierdie blaar gaan kyk. En dan gaan ek 'n teksvers vir jou lees en vir jou 'n gedagte gee om oor te bid. En 'n tweede teksvers en dan nog 'n gebed. Maar hierdie is die oomblik wat jy net voor die Here gaan kom stil word en net sy skepping gaan raak sien. Kom ons word stil. Ek weet vanoggend het jy gejaag om hier te kom. Terwyl die natuur rustig toegekyk het. En elke deel van die natuur het God se naam geloof en geprys. En vanoggend sit jy met 'n stukkie van God se natuur in jou hande. Ek wil hê jy moet daarna kyk, dit bestudeer, dit voel en selfs ruik. Sien hoe perfek God dit geskep het. Maar ook die imperfeksie, die gebrokenheid wat hierdie wêreld aan hierdie blaartjie gegee het. Genesis 1 vers 12 sê: Die aarde het groen blare laat uitspruit, wat elkeen na sy aardsaad gee, en bome wat vrugte dra met saad daarin, elkeen na sy aard. En God het dit gesien. God het gesien, dit is goed. Daar waar jy sit, wil ek vir jou vra om 'n gebed te doen. God te prys vir die skoonheid en die diversiteit en die wonder wat hy geskep het. Maar dank ook God dat jy mag deel hê aan hierdie mooie skepping. Psalm 104 vers 24 sê: U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat U gemaak het. En tog, U het alles in wysheid geskep. Ek gaan vir jou vra om te bid vir wysheid en insig oor hoe jy in die mooie natuur kan beskerm. En hoe jy met die wysheid deur die Heilige Gees 'n meer volhoubare lewe kan hê. Skepper God, wanneer ons lees hoe U alles gemaak het, kan ons nie help om in verwondering te staan, Here, oor U almag en kreatiwiteit, Here, U heerskappy, U insig, U wysheid nie. Here, hoe weet bome om nou blare af te skud,
Om te kan rus, dat sodat wanneer die lente weer kom, dit kan uitloop en in alle mag en pragt U naam verheerlik. Here, hoe weet die see om golf na golf te breek? Here, hoe weet die voëls wanneer om weg te vlieg en wanneer om terug te kom? Here, en dan as ek in die spieël kyk, as elkeen van ons vanoggend in die spieël kyk, besef ons dat U ons deel van die skepping gemaak het. Dat U ons gevorm het. En dat toe U ons klaar gevorm het, het U, Here, U lewensasem in ons ingeblaas. Here, in Genesis sê het stof en klei en 'n ribbebeen gebruik. En ons het lewende wesens geword. Dankie Skepper God vir U skepping. Vergewe ons, Here, vir wanneer ons die skepping breek en dit nie oppas soos U ons gevra het om te doen nie. Heilige Gees, kom openbaar hierdie week een klein maniertjie hoe ons na U skepping beter kan kyk. Amen. As jy 'n persoon is wat daarvan hou om fisiese goed by jou te hê, gaan ek jou vra om hierdie blaartjie iewers te sit waar jy elke dag gaan kom. Vir my sal dit dalk nog op die koffiemasjien wees, né? As my oor die eerste keer oop gaan, dan moet ons krag vir die dag. En hierdie week, terwyl hierdie blaartjie sonder water verlep, hierdie week elke dag, al is dit net 'n minuut, stil word en bid vir ekologie, vir God se skepping. Ons gaan dan nou die seëngroet responsories doen. Die woorde gaan op die skerm verskyn. Jy is die gemeente, die vetgedrukte woorde, en ek is die voorganger. Is hy daar, Marnus? Is hy. Die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Amen. Kom ons staan en sing die loflied vanoggend, Gees van God wat in my woon. Jy het hopelik donderdag saam met my hemelvaart gevier. Al is dit net 'n oomblik stil geword en onthou wat het op hierdie dag gebeur.
Ek weet dit was aansienlik lekkerder toe dit 'n vakansiedag was, maar nou kan jy ook by jou werk vertel wat jy op Hemelvaart vier. Home Alone. As jy die video gekyk het wat ek uitgestuur het donderdag aand, sal jy onthou dit was die tema gewees. Ons is nie home alone nie. Jesus het nie ons vergeet nadat hy opgevaar het, soos Kevin se ma wat a tiny oversight. Dis nie 'n klein ietsie vergeet nie, nee. Ek wonder nogal, ek weet as 'n ma, hoe boek jy al jou kinders in die vliegtuig in en jy vergeet een kind. Maar anyway, God het nie van ons vergeet toe hy opgevaar het hemel toe nie. Ons is nie home alone nie. Maar ek dink God het geweet dat ons net soveel twak sal aanjaag soos wat Kevin moeilikheid aangejaag het as hy ons vir onsself oorgelaat het. As hy ons net gelos het, sou ons dalk net soveel moeilikheid aangejaag het. Daarom het Jesus 2 beloftes gemaak. Is daar 2 beloftes gemaak toe Jesus opgevaar het. Die een is, ek kom weer terug. En ek moet vir julle sê, ek sien baie uit na daai dag. Baie uit na daai dag. En donderdag, of eintlik hierdie hele week, praat ek met die kinders, met die meisies by die skool oor Hemelvaart. En daai klein gesiggetjies, he's coming back. En ek dink soms verloor ons daai kinderlike opgewondenheid, dat Jesus weer terug gaan kom. En ek hoop jy is gereed. Ek hoop jy is gereed as Jesus sou besluit om vandag te kom, dat jy saam met hom sal gaan. Maar die tweede een is dat God iemand in Jesus se plek sal stuur. Die groot helper, die Heilige Gees. En dit is die tyd waarin ons hierdie tyd ingaan, Pinkster. En so, ek gaan so 'n bietjie later ietsie meer sê en verduidelik hoe hierdie week se Pinkster gaan loop. Maar dit is 'n tyd in die kerklike jaar wat ons net so opgewonde moet maak, soos Kersfees, soos Paasfees. Is dat ons vier dat God sy Gees vir ons gestuur het. My gebed is dat ek en jy sal tyd maak in hierdie week. En die Heilige Gees sal leer ken. God is God die Vader, Seun en Heilige Gees. En so baie keer sit ons die klem op God die Vader of op Jesus Christus. En dan skeep ons die Heilige Gees af. Laat toe dat die Heilige Gees hierdie week met jou praat. Ek gaan vanoggend vir ons lees uit Handelinge. So jy is welkom as jy God se woord het om daar oop te maak in hoofstuk 1. So as jy nou deur die 4 evangelies blaai, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan kry jy Handelinge. En die boek van Handelinge se volle naam is eintlik die Handelinge van die Apostels. As jy dit nie geweet het nie. Ons kort dit af as Handelinge. Nou net 'n paar interessante feite vir die van julle wat bietjie hou van dit. Sover ons weet, is die boek van Handelinge geskryf deur Lukas. Dis dieselfde persoon wat die evangelie van Lukas geskryf het. So dis eintlik volume 2 van sy reeks. Wat ons ook weet is dat Lukas 'n dokter was. So hy's 'n man van detail. En daarom sal ons baie keer detail in Lukas kry en selfs in Handelinge kry wat ons nie in ander evangelies kry nie. En omdat dit volume 2 is, skryf Lukas die boek van Lukas as die volume van die handelinge van Jesus, wat Jesus gedoen het, wie Jesus is. En dan begin hy die boek van Handelinge om daai sakkie toe te knoop, die laaste dinge wat Jesus gedoen het, Hemelvaart. En dan skryf hy oor die handelinge daarna. Wat het daarna gebeur? So vir my en vir jou is dit eintlik 'n blueprint, 'n legkaart, 'n vertelling van wat met die eerste kerk, met die eerste gelowiges, eerste Christene en die eerste kerk gebeur het.
En Lukas skryf dit in detail. Maar hy skryf nie oor al die apostels nie. Die apostels is nou die disippels wat dan gestuur word. So hy skryf nie oor al die 12 apostels nie. Onthou hy het iemand in Judas se plek gekies. Oor al 12 nie. Hy kies 'n paar van hulle uit en fokus op hulle en dan ook oor Paulus. So eintlik kan ons dit nie eers die handelinge van die apostels noem nie. Maar daar's 'n teoloog wat sê 'n beter naam vir hierdie boek sou dalk gewees het, die handelinge van die Heilige Gees. Dit wat die Heilige Gees kom doen het, nadat die Heilige Gees oor die gelowiges uitgestort is. Nou vir wie is die boek geskryf? In die heel eerste sin lees ons 'n naam, Theophilus. En wat ons kan verstaan is dat dit 'n man van aansien was in die Romeinse Ryk. En dat sy naam beteken net iemand wat deur God liefgehê is of liefgehê wil word. So dis hierdie man wat belangstel in die verhaal van Jesus. En Lukas skryf hierdie boeke. Ons weet ook, ons verstaan uit oorvertellings, is dat die boek van Handelinge gebruik is toe Paulus in die regsbank moes staan en sy aksies verdedig, sy handelinge verdedig, is hierdie boek van Handelinge gebruik. So is in hierdie tyd, as jy nuuskierig is oor wat die Heilige Gees kan doen in ons wêreld, in ons omgewing, in Westville, is dit die boek van Handelinge vir jou om te lees. En mag jy aangenaam verras word. Kom ons bid saam, dan lees ons saam. Here, dit is 'n voorreg dat ons ver oggend voor U mag staan. Dit is 'n voorreg, Here, om U woord ver oggend oop te maak. En dit is 'n voorreg om ver oggend vir U te kan vra, Heilige Gees, kom maak hierdie woorde in ons wakker. Here, maar die grootste voorreg is dat ons weet dat U luister. En ons gebede sal verhoor. Dankie, Here, dat U getrou is en dat ons U kan vertrou. Kom leer ons, Here. Ons luister. Amen. Ek gaan vir jou lees vanaf vers 4 tot en met vers 14, net dat jy die hele prentjie kan kry. Ek gaan nie oor al spreek nie, want weer eens daar's te veel om te sê. En ek sukkel om in die uur te bly, so keuses moet gemaak word. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het.
Daarna het hulle van die berg wat as Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n Sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas, die seun van Jakobus. Dis nou 'n ander Judas, né? Hulle het almal eengesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Ek gaan net eers tot daar lees. Nou, as jy nou nuuskierig is, lees nou net bietjie verder aan, dan word hierdie belofte vervul van die uitstorting van die Heilige Gees. En as jy dan nou wil weet, dit was 10 dae. Hulle het 10 dae lank gebid. En toe ek dit vir die girls hierdie week by die skool sê, 10 dae, dis lank. Hoekom het God so lank gevat? Dink ek, ja, nee. Ons almal bid vir iets om te gebeur en dan sê ons, hoekom so lank, Here? En toe is daar een meisie wat klik. Ek het nou vir hulle gesê 40 dae. Wil sy nou net weet, maar hoekom 10 dae en nie 40 dae nie? As ek sien, die Here was vinnig. Hang af hoe mens kyk. Die afgelope die afgelope paar jaar, amper 2 dekades, is daar binne die kerklike kring verskriklik baie klem gelê op die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees. En dis wonderlik, en dis goed, en dis mooi, en dis reg. Maar iewers langs die pad, het die visie van die Heilige Gees so bietjie vernou na my Heilige Gees. Dis my Heilige Gees wat ek ontvang vir my persoonlike lewe. En dan het ons gebede vir die Heilige Gees baie selfsugtig geraak. Ek wil 'n paar voorbeelde vir julle noem, en ek gaan dit nou in die eerste persoon sê, so dis nie net ek nie, ek weet ons almal bid hierdie gebede, dis om 'n punt vir julle te maak. Party gebede sê, Heilige Gees kom rus op my. Heilige Gees kom vul my meer van U. Heilige Gees kom openbaar die waarhede van die woord aan my. Heilige Gees maak God meer beleefbaar, maak my belewenis van God groter. Heilige Gees dra my gebede oor aan die Here. Heilige Gees help my om hierdie innerlike oorlog, jy kan nou daar in hakies jou eie oorlog sê, help my om hierdie ding te oorkom. Heilige Gees help my om my gawes van die Gees te ontdek. Heilige Gees kom vertroos my. Lei my in die waarheid. Klink dit vir jou bekend? En tog vergeet ons dat die Heilige Gees ook 'n kollektiewe funksie het. 'n gesamentlike, 'n saamwees-funksie het. Die Heilige Gees in die heel eerste plek kom vorm 'n eenheid tussen gelowiges. Weet julle dat die eerste ding wat die Heilige Gees gedoen het, toe hy op hulle kom rus het hy daai apostels, daai disippels, die vermoë gegee om die tale te praat van die wat hulle sou hoor. Nie om in tale te praat wat net tussen hulle en God is nie, maar om die taal te praat van die mense wat buite hierdie bovertrek vir hulle gewag het, om die goeie nuus van Jesus te hoor. Om hulle in te bind, saam te bring. Die Heilige Gees het aan hierdie disippels, een van die eerste goed wat hy gedoen het, die moed gegee om by daai kamer uit te loop. En vir ander mense te gaan vertel van Jesus. Dit was nie vir hulle as individuele gelowige nie. Dit was vir God se koninkryk. En eerstens God se koninkryk. En dan het die Heilige Gees elkeen van hulle op 'n individuele manier
bekwaam gemaak om dit buite te gaan doen wat nodig is. Daar's baie om te sê. Die fokus vir vanoggend is vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Nou ek het daar vir jou 4 woorde gehighlight. 4 woordjies wat ek vinnig, net 2 sinne wil oor sê. Om ons prentjie van wat die Heilige Gees hierdie Pinkster in ons Westville se harte wil kom bewerk, kom wakker maak, kom aanvuur, wil regkry. Die eerste woord is krag. So 'n paar weke gelede het Barry gepraat oor die verskillende forme van krag in die Bybel. Kan julle dit onthou? Gaan julle gou herinner? Daar was Dynamis. Kan julle onthou? Energia en Kratos en Isos. Onthou julle dit? Kyk, kom ons speel 'n speletjie. Moeders, vaders is nie Moedersdag nie. Julle kan rustig wees. As jy 'n raai kans moet vat, watter vorm van krag dink jy word hier gebruik? Is dit dynamis, die potensiële krag? Energia, die een wat deurvloei in aksie? Kratos, die heersende krag? Of Isos, die fundamentele krag wat God het? Die tweede een, energia. Okay. Nee, dynamis. Die woord wat hier gebruik word vir julle sal krag ontvang is die dynamis. So die krag wat die potensiële krag is wat 'n gelowige ontvang, word deur die Heilige Gees aan hulle gegee. Met ander woorde, die Heilige Gees sê, julle het nou die krag. God sê, ek gee vir jou my gees sodat jy die krag het om te gaan doen wat ek jou vra. Wat jy met dit gaan doen is jou keuse. Julle sal krag ontvang. En wat jy met daai krag doen, is jou keuse. Daar's 2 goed wat vir ons teologies belangrik is hier. Die een is, omdat ons die potensiële krag ontvang. Ons is nie inherent uit ons eie kragtig nie. Dit kan elkeen van julle seker getuig, nê? Nee? Hoe meer jy ding op jou eie krag wil doen, hoe minder werk dit uit. Omdat ons nie krag vanuit onsself uit het nie, ontvang ons dit van 'n bron af wat inherent krag is, en dit is God. So God besit die krag, die mag om dit aan ons te kan gee. Om dit wat hy in sy natuur het aan ons te gee. Maar God is nie net kragtig nie, God is nie net magtig nie, hy is almagtig. En daarom kan ek en jy en alle gelowiges gevul word met die Heilige Gees en dit maak God niks nie. Want God is almagtig. Maar die tweede ding wat belangrik is vir ons om te onthou, is omdat dit nie uit ons eie krag uit is nie, maar deur die krag van die Heilige Gees, wys dit dat God nog steeds betrokke is in my en jou lewe. God het nie net besluit om Jesus te stuur, aan die kruis te laat sterf, op te staan, op te vaar, en dan ek's klaar nie. Deur God se krag, deur sy Gees, is hy elke dag besig om my en jou in staat te stel vir dit wat hy sê, ek en jy vir hom moet doen. Dit is 'n almagtige God. Die tweede woord,
moet. Julle moet my getuies wees. Kan julle onthou, nou toets ek julle preekkennis, nie julle Bybelkennis nie. Met opstanding Sondag, toe gebruik ek die 'n woord vir die Griekse manier van skryf, om te sê dit was 'n imperatief. Onthou jy dit? Wat ons gesê dit beteken, eintlik, hulle sê vir jou, dis 'n wens wat hulle uitspreek, wat jy moet doen. So die engel het gesê, julle moet gelukkig wees. Wil net gou kyk daar. Shame. Lavona sê okay. Okay. Alright, dankie. So die imperatief sê, dit is 'n opdrag, dit is 'n wens wat ek vir jou gee. Die 2020 vertaling vertaal dit met moet, asof dit 'n opdrag is wat Jesus gee. Maar wat daar eintlik staan, is die indikatief. Met ander woorde, wat daar staan is, dis eintlik gesien as 'n stelling van waarheid. Dit is hoe dit is. Met ander woorde, daar staan nie, julle moet my getuies wees nie, daar staan, julle is my getuies. Dit is wat die disippels is. En omdat dit nog gaan gebeur, word dit in die toekoms gestel, julle sal my getuies wees. En dis eintlik hoe ons dit onthou van die 83 vertaling, nê. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom, en julle sal my getuies wees. Of vir 'n oomblik jy moet dink aan hoe kragtig hierdie woorde is. Jy sal my getuie wees. Hierdie 11 disippels, plus die een wat hulle nou gaan verkies, en die paar gelowiges wat hulle bygekry het met die kruisiging en die opstanding, en die vrouens, het tot en met hierdie oomblik nog weggekruip. Hulle het gevrees vir hulle lewe. Nie lank terug nie, het hulle, toe die soldate daar opdaag om Jesus in hegtenis te neem, weggehardloop. Nie te lank terug nie, het Petrus 3 keer gesê, ek ken nie hierdie Jesus nie. En toe Jesus se lyf, se liggaam nie in die graf is nie, het hierdie klompie mense hulle na huis gaan toesluit, want hulle was bang vir wat die soldate sou doen. Hulle was bang vir wat met hulle sou gebeur. En Jesus sê vir hulle, ek gee vir julle 'n nuwe identiteit. Julle sal my getuies wees. Dit waarvoor julle bang was, is verby. Julle gaan uittreë en julle sal my getuies wees. En daarom is die volgende woord, my getuie. Jesus sê nie, julle sal getuies wees van wat gebeur het nie. Julle sal getuies wees van die kruisiging, julle sal getuies wees van die opstanding, julle sal getuies wees van die hemelvaart nie. Jesus sê, julle sal my getuies wees. Dit sê iets vir ons, van 'n persoonlike verhouding, wat hierdie disippels met Jesus, julle gaan my getuies wees. Dit wat julle self gesien, gehoor en beleef het, wat met my gebeur het, gaan julle gaan vertel. En ook omdat hulle Jesus se disippels is hy die een wat hulle uitstuur. Dan die laaste woordjie, getuie. 'n Getuie beteken letterlik iemand wat getuienis lewer, iemand wat getuig, iemand wat oorvertel dit wat hulle gesien het, dit wat hulle beleef het, dit wat hulle gehoor het. Gee hulle weer. Sonder om sterkies aan te las of stukkies weg te vat, hulle vertel dit net oor. Maar weet julle wat? Die Griekse woord vir getuie wees en om 'n martelaar te wees,
het dieselfde basis. Het dieselfde stamwoord. Om 'n getuie te gewees het vir Jesus, vir die disippels, was 'n groot opoffering. En die meeste van hulle het met hulle lewe daarvoor betaal. Maar elke liewe een van hulle het gesê dis 'n waardige prys. Want dit waaroor hulle getuig het van hulle almagtige Vader, wat Jesus gestuur het om te sterf vir ons sondes, vir hulle sondes, wat opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel om hulle plekke te gaan regkry, wat sy gees aan hulle gegee het, is die moeite werd om te vertel. Maak nie saak wat dit hulle gekos het nie. Boetie en sussie in Jesus Christus, elke liewe een van ons getuig elke dag van iets. Onvermydelik is die woorde wat jy elke oggend spreek, die dade wat jy doen, die sosiale media wat jy lees, alles wat jy doen, is 'n getuienis van iets. Wanneer jy moan oor die verkeer, is dit 'n getuienis. Wanneer jy skinder oor ons kollega, is dit 'n getuienis. Wanneer ons liefdevol is en diensbaar is dit 'n getuienis. Of jy dit nou wil erken of nie, elke dag lewer jy 'n getuienis. Hierdie Pinkster het ek en jy die keuse om te vra, Heilige Gees, U gee vir my die krag om 'n getuie te wees, nie oor myself nie, maar oor Jesus Christus. Maar dan beteken dit dat ons 'n persoonlike verhouding met Jesus moet hê, sodat jy iets het om oor te kan getuig. Dink gou vir jouself, as jy na 'n winkel toe stap, en jy wil iets van 'n produk weet, en jy vra die persoon wat daar werk, en hulle weet niks van daai produk nie, gaan jy daai produk koop? Nee. Maar kyk, dan kry mens mos nou salesmense, né? Wat wrintie waar nou vir jou ys aan 'n Eskimo kan verkoop, wat hulle glo in hulle produk. Hoe wil ek en jy oortuig wees dat ons getuienis oor Jesus moet uitdra as ons nie vir Jesus ken nie? As jy nie Jesus se wonderwerke, se wonderdade, se heerskappy in jou lewe raak sien nie, hoe kan ons oor hom getuienis leef? En hoe kan ek en jy in 'n kamertjie bly toegesluit wees en sê, Heilige Gees, dankie vir die krag om getuienis te lewer, maar ons bly in ons kamer omdat ons bang is. Bang is om vir die persoon langs ons by die teller te sê, het jy gehoor van die wonderlike liefde van Jesus? Daar's 'n verhaal wat vertel word van 'n baie bekende sendeling, wat op 'n vliegtuig in die lughawe, was op pad om te vlieg, flou geword het. En toe hy wil hom wakker maak, toe sê hy, but do you know Jesus? Dis die krag wat die Heilige Gees in my en jou sit, om getuies te wees vir Jesus. Om eers 'n bietjie net bang te maak, my werk so nou en dan. Die boek van Handelinge vertel van 12 wat 11 was, wat toe weer 12 geword het, wat toe 150 geword het, wat gevul is met die Heilige Gees, wat getuies geword, Jesus se getuies geword het. En voordat jy die einde van, of voordat jy die middel van Handelinge tref, is die getal 3000.
dit is die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, as ons, wat kom ons skat vandag, 50 mense in die kerk is, met die krag van die Heilige Gees, hierdie week gaan getuig van Jesus se liefde. Imagine die impak wat dit kan hê. Hierdie Pinkster gaan ons maandag en dinsdag aand vir Pat Potgieter vra om vir ons te kom vertel, hoe kan ons getuies wees in 2025? En dan woensdag aand gaan julle na die dominiepaar se wederhelfte. Julle moet maar besluit, is hy nou die slim een, die mooi een, julle kan maar die sterk, julle kan self besluit. Gaan my man Naresh kom vertel van die impak wat een persoon se getuienis in sy ouers, in sy lewe en in ons lewe gehad het. Sy ouers is radikaal uit Hindoeïsme bekeer gered oor een getuie wat aan 'n deur kom klop het en gesê het, but do you know Jesus? So ek nooi jou uit, maandag, dinsdag, woensdag, 5:30. Ons gaan vir 'n uur saam praat, saam bid en dan vir 'n halfuur saam eet en kuier. Moet dit nie misloop nie. Jy kan 'n getuie wees op enige plek, enige dag, enige tyd en op enige manier. En ons gaan hoor hoe. Voordat ons die slotlied gaan sing, vandag. Liz. Waar's Liz? Daar's Liz. Baie geluk. Liz, is jy lus vir koek vandag? Jy moet 'n heerlike en 'n geseënde verjaarsdag hê. En vir almal van julle wat hierdie week verjaar, mag dit 'n mooi dag wees. Vol herfsblare wat val en 'n heerlike somerson of herfssonnetjie. En mag jy daai oproepe kry wat jy na smag. Jy ontbyt in die bed gegee vandag? Nice, né? Jy moet 'n bietjie kom leer. Naresh. Net 'n terugvoering uit die kerkraadsvergadering uit. Dit gaan goed met die gemeente. Daar's 'n klomp bedrywighede aan die gang. Ons het 'n datum min of meer gekry vir die bazaar, so hou jouself gereed, nee Wynand. Die dinge gaan begin. Dis is in Oktober. Sit ek maar op die spot. Ons sal die datum vir julle kry en vir julle deurgee, maar ons hou definitief weer bazaar. So tannies wat hikkel en brei en koekbak, nog nie koekbak nie, maar die res kan julle slank begin doen. Kry julle gereed vir dit? Dan het ons 'n bietjie gepraat oor die skakel wat uitgestuur word elke maand en ons gaan die baadjie net so bietjie nuut aantrek, want ons besef ons dupliseer inligting. Ons stuur dit in die trompet uit en dan is daai selfde inligting in die skakel en dis onnodig. Jy lees dit mos op ander plekke. So ons gaan meer familienuus in die skakel probeer hou. So iewers gaan ons jou kontak om bietjie jou storie vir ons neer te skryf. Dat ons almal mekaar bietjie beter leer ken. So moet nou nie trek omdat jy bang is om 'n storie oor jouself te skryf nie, hoor? Moet nou nie so moet nou nie so wees nie. So kyk uit, hy gaan nou nie vandag uitgaan nie, ons het nou hierdie week eers besluit, so hy gaan nie vandag uitgaan nie, hopelik in die week, anders gaan ons om die 1 Julie uitstuur. En ons gaan nog steeds 'n skrywe hê van die predikante, as een van julle wat digters is, 'n oulike gediggie skryf, of 'n betekenisvolle gediggie skryf, stuur dit aan ons, dat ons dit daar kan insit. Okay. Dan dink ek dis omtrent die grootste en die nuutste nuus, wat wel, ek hoop julle sien hierdie area hier voor die tee is bietjie mooi gemaak. Het julle dit agtergekom? Nee, tee is belangriker. Wat wel gebeur het, is dat die vorige predikante, wat op hierdie muur is, het ons net gevoel, hierdie is 'n ekumeniese area, waar klomp gemeentes
wat die kerk gebruik, bymekaar kom, en dit is dalk nie die beste en die gepaste plek vir die predikantsfoto's nie. So ons het hulle gestandaardiseer in dieselfde rame gesit. Al die foto's lyk min of meer dieselfde en hulle gaan nou in die komsit storie opgesit word binnekort teen die muur. So dit gaan nie wegraak nie. Ons sê dit net op 'n plek wat meer eie aan ons is. OK. Die laaste bietjie verandering. Ek druk julle vandag baie ver. Vrolie het 'n nuwe lied gevind vir ons om na die slotlied en seën te sing. Ons gaan nie ons leef en liefde weggooi nie, ons gaan hom net afwissel. Dat ons eie repertoire, ons eie seënliedere ook bietjie verbreed. So ons gaan hom vandag nou vir die eerste keer sing, na die seën. Hy gaan vir jou in die begin baie vreemd voel, soos 'n nuwe lied maar doen. As jy die ritme die begin kry, die wysie melodie begin kry, mag jy saam sing. Daar's 3 strofes, het jy gesê, nee, Vroels? OK, so val in en dan oor 2 weke dan het ons al vergeet hy's 'n nuwe lied. Voordat ons gaan staan en die loflied sing, wil ek jou herinner, jy is gevul met die Heilige Gees om te getuig oor Jesus en nie deur jou eie krag nie. Kom ons staan en dan sing ons, o Heilige Gees, ons God, o God in ons. God wil jou hierdie week met sy seën uitstuur. Mag God hierdie week voor jou vooruitgaan om jou pad gelyk te maak. Mag God hierdie week agter jou loop om die bose van jou af weg te hou. Mag die Here bo jou wees om jou te seën. Mag die Here onder jou wees om jou te vang wanneer jy val, jou wonde te verbind en jou te genees. Mag die Here rondom jou wees om jou te beskerm. God die Vader, Seun en Heilige Gees is met jou tot in alle ewigheid. Amen.
voordat jy weghardloop vir tee, ek het iets vergeet. Kom loer bietjie hier in. Daar's iets in die water. Daar's kinders in Westville, babas in Westville. So ons het die moederskamers 'n bietjie opgeknap, want ons word gebruik om nou weer. So saam met die prespies, dankie Kim en al die prespies vir julle hulp met die opgradering van ons moederskamer en dit gaan 'n projek wees wat ons gedurig doen. OK, so kom loer maar hier in. Maar julle mag nie hier kom lê en slaap op 'n Sondag nie. Dis vir die ma's.